oupa nog baie liefdevol vir ons kan Ag, wees. baie dankie my kind. En Hoor. dat oupa nog steeds goeie man vir ouma Amanda. Wat is dit? Ja, dit is mooi. Dankie hoor. Ons gaan nou sommer baie goeders uit my duim uitsuig om te sê, want ek kan Uit jou eintlik- hart uit. ja, ek bedoel uit my hart uit, want ek kan eintlik net met lof oor pa praat. En die, al weet ek pa is ook net 'n mens. En het mens ook iewers in jou, moenie dit nou spoil nie asseblief. Het mens iewers in mense groot word besef, en selfs as jy ouer word, besef jy jou ouers is maar net ook ouers vir die eerste keer gewees. En selfs waar julle nou is ook vir die eerste keer. So ja, daar's baie momente in my lewe wat ek dink aan julle en aan hoe julle dit gedoen het, en dit bly maar 'n voorbeeld. En ek dink miskien ten spyte van ander tekortkominge wat mense nou dink van, jy het op dit uitgemis of dit dink ek ons het ongelooflik stabiel groot geword, wat so voorreg is. Daar was altyd voorsien gewees. Daar's ongelooflike beginsels wat Paul vir ons geleer het, wat ons nou weer kan deurgee. Ek weet, ons het altyd genoeg gehad, maar hierdie woord van, wat ma altyd gesê het van ons kan nie royaal leef nie. Is 'n lewensles eintlik, verstaan. Ek weet, pa het 'n goeie werk gehad, pa het goed voorsien vir ons, maar ons het nooit geweet hoeveel pa gekry het. En so ons het definitief genoeg gehad. Miskien was ons ryker as wat ons gedink het. Miskien was ons armer as ons, ek weet nie, maar ek onthou soveel kere wat ons Sondag om die tafel gesit het, wat pa gesê het, hoe blessed is ons om as 'n familie te kan saam wees en te kan saam eet en jy weet, huis te hê en vir ons as kinders was dit half die norm geweest. Ons kon nie eintlik verstaan wat is dit nou wat ons het nie. Verstaan, dit was vir ons half normaal. Maar nou dat ons nou dat ons ons eie gesin het, besef ons hoe maklik dit anders kan wees. En so, ek kan baie oor die gesin se lewe sê en die rol van pa daarin. Maar een ding wat ek baie spesifiek wil sê is, wat ek waardeer is hoe julle ons in die koninkryk ingetrek het van kleins af en geleer het van kerk wees. As ek terugdink aan die mees gelukkige tyd wat ons in die kerk beleef het, was die tyd wat Paul aan leierskap was. En as ek praat oor wat ek dink die voorbeeld van kerk moet wees, van hoe 'n kerk geran moet word, hoe dit moet floreer, dan verwys ek altyd terug na daai tyd. En dit is altyd so diep in my hart om dit weer te sien gebeur. Ek weet dit is dieselfde vir Lise en vir Rika. En ek dink Johannes op 'n manier waar hy nou is, waar hy kan invloed uitoefen, kan hy weer gebruik hy daai invloed weer waar hy nou is. So, dankie daarvoor. Ook vir al die gebede wat Paul vir ons gebid het, stilweg. En dat pa ons in die koninkryk ingebid het en gebring het, en dat ons die ewigheid ook saam mag gaan beleef. En ek bid dat pa se hele nageslag, elke kleinkind van pa saam in die koninkryk sal wees. Dit is ons gebed en ons strewe om ons kinders ook in daai selfde weë op te laat groei. Baie dankie my Baie kind. mooi. Daar is natuurlik duisende dinge wat mens kan sê en oor heel veel verskillende fases van mense lewe. Wat Celia nou sê, kan ek eintlik alleen maar beamoen van die basis wat ons by pa geleer het, by pa en ma, die balans ook tussen julle twee. Hoe julle as 'n eenheid gefunksioneer het en eintlik vir ons alles gegee het wat ons nodig het. Ma was 'n ontsettende luisterende oor gewees, nie net vir ons gesin nie, maar eintlik vir die hele buurt gewees. En pa was dit ook, maar pa het 'n ander rol ingeneem.
pa was ook daardie stabiele provider geweest, die wysheid as ons regtig daardie insig nodig gehad, die een wat ons gehelp het met ons wiskunde en ons wetenskap, al daai tipe dinge. Wat Celia ook sê is, mens as 'n kind, is jy regtig dan, wat ek het eendag 'n gedig daaroor geskryf ook van, jy word gebore in liefde. Eintlik al die moment wat jy ontstaan, is daar al iemand wat uitsien na jou. En eintlik is dit net soos vir 'n baba, is dit net soos asemhaal, die liefde. Dit is iets van selfsprekend. So dit wat jy eintlik later in jou lewe besef, dis glad nie van selfsprekend nie. So die voorreg wat ons gehad het om in soveel liefde groot te word. En dat ons die ruimte gehad het om regtig te ontwikkel. Ek dink regtig ons persoonlikhede het ruimte gehad. Ons is maar 'n weird bondel by mekaar. Maar ons was altyd gestimuleer gewees om in kreatiwiteit of wat ook al, ons het altyd die ruimte gekry. En ek dink dit was ook so vanselfsprekend geweest, verstaan, totdat ek nou in Nederland gekom het en agtergekom het van baie keer as jy bietjie uitgroei, dan is daar iemand wat wil afknip. So aan die een kant is dit heel goed dat ek dit beleef het in Nederland, sodat jy die vanselfsprekendheid eintlik uit jou lewe uithaal en sien hoe kosbaar dit is. En dan nog een ding, een van my grootste lewenslesse wat ek geleer het, was ook van pa. Pa het my, ek het eendag saam met pa gery na pa se werk toe, en soos altyd met die Datsun bakkie, want pa het altyd met die Datsun bakkie gery, en dit was vir ons almal heel normaal, dat pa met die Datsun bakkie na sy werk toe gaan. En Mignon sou my dan kom oplaai by die hek, so ons het nie ingegaan. En ons was vroeg daar gewees en Mignon was laat gewees, so ons sit daar in die bakkie, ek en pa, en die mense kom daar inry by die werk, en almal waai vir pa, maar dit is almal hierdie Mercedes, en hierdie BMW, en hierdie Porsche, en elke keer dan vra ek vir pa, is iemand vir pa waai, want almal waai vir pa. So ja, nee, hierdie ou is in my team, hy werk onder my, En so het ons eintlik deurgegaan, al daardie mense, pa is hulle almal se baas. En pa sit daar, pa se Datsun bakkie. En ek meen, ons het mooi memories van die bakkie, maar dit was nou nie regtig die beste kant. En al die mense wat onder pa werk, hulle weet wat pa verdien, hulle weet dit is my baas, en dit was vir my so, eintlik wat Tima ook eintlik gesê het, verstaan, dat pa glad nie pa se identiteit uit materialisme haal nie, en pa... Nee, dat wat ek gesê het. Of hy het vir my gesê, sy kar gee hom nie image nie, hy gee sy kar 'n image. Dit het ek nie gehoor, maar dit het ek gevoel die dag. Verstaan van, maar dit was my lewensles geweest. Dit was nie vir my sommer net iets, ek het regtig dit saamgevat in my lewe. Van, dit is nie jou goedes of dit wat jy bereik het of wat ook al, en jy hoef dit aan niemand te bewys nie, en uit materialisme vorm nie jou image nie. En ek het gedink van, ek is nie die enigste persoon wat die dag by daardie hek iets geleer het nie. Ek dink elke persoon wie se baas pa is, wat gesien het, pa sit daar in die Datsun bakkie en pa waai vir almal. Dus ek dink dat dit almal laat dink van, of laat stilstaan by wie pa is. Dat pa nie hoef te bewys nie, maar dat pa 'n humble servant van God is. In my journey, zeg maar, voor wijsheid en intellect, dat is eigenlijk die prayer die ik eigenlijk vaak bid. Maar ik denk dat dit de vruchten is, wijsheid en intellect, van
een simpele boom. Dus ik denk dat in simpelness die vruchten van wijsheid en intellect is. Zeg maar de humble servant, zeg maar want hij maakt zeg maar die wijsheid van Christus, naar die simpele mensen werd dat zichtbaar. Dus alsof die veel voor die ogen. En ik heb nogal gedenkt, dit is eigenlijk wat nu bij mij opkomt toen ik God heb gevraagd voor een woord van open voor opa. Dat er misschien iets van acceptatie geweest is op heel vroeg in zijn leven van dat hij een simpel mens is. En dat hij in simpelnis zeg maar die vruchten heeft gekregen van wijsheid en intellect. En dit heeft mij ook nogal getriggerd, want dit is denk ik die plaats waar ons allemaal als al die mensen moet komen. Dat jij denkt van ja, het is niet ik, het is Christus through me, zeg maar. En ik wil je daarmee bless dat het nog vermeervoudigd mag is. En ik hoop dat op een dag, als ons in die hemel is, en ik is ook een oude man, dat ons baie goede gesprekken hebben over die zin van die leeuwen en hoe Christus, wat Christus voor Jezus voor mij heeft betekend en voor jou. Maar op een level, zeg maar, die nog niet is bereikt. Dus dit is eigenlijk wat ik in kort wil zeggen.